32,5% minder padongelukke is gedurende die afgelope Paastyd aangemeld en Kanada kry 'n nuwe eerste minister. Welkom by die Afrikaanse nuus, dis 29 April. Die minste aantal ongelukke en padsterftes in 'n 3-jaar tydperk is tydens die afgelope Paasseisoen aangemeld. Die minister van vervoer, Barbara Krisi, het vroeër vanoggend die media ingelig oor die afgelope Paastyd en hoe dit op die land se paaie gegaan het. Padongelukke het met 32,5% afgeneem van 209 ongelukke in 2024 teenoor 141 in 2025. In alle provinsies is afnames in ongelukke aangemeld, behalwe in Mpumalanga en die Oos-Kaap waar meer ongelukke plaasgevind het. Ook die aantal sterftes het 'n afname van 45,6% getoon, met 307 sterftes in 2024 teenoor 167 sterftes in 2025. Mpumalanga is die enigste provinsie waarin meer sterftes aangemeld is. Tydens die Paastyd vanjaar is 28 sterftes aangemeld teenoor 22 in 2024. Dis 'n toename aan 27,3%. Action SA het 'n aansoek tot die onafhanklike polisie-ondersoekdirektoraat Oopot se verslag oor die diefstal van buitelandse valuta op president Cyril Ramaphosa se Palapala plaas ingedien. Die verslag word as 'n geheim geklassifiseer en volgens die minister van polisie, Senzo Mchunu, sal dit slegs bekend gemaak word indien dit formeel gedeklassifiseer word. Oopot het ondersoek ingestel na die optrede van Ramaphosa se spesiale beskermingslede wat glo na Namibië gereis het om verdagtes op te spoor en geld terug te kry. Action SA meen daar is grondwetlike gronde om die klassifikasie te bevraagteken en beroep hulle op die wet op bevordering van toegang tot inligting om die verslag te bekom. 3 liggame is sedert gister uit die Henopsrivier in Centurion langs die N1 snelweg verwyder. Die nasionale polisiewoordvoerder, brigadier Atlenda Mate, sê die polisie se ondersoek na 3 vermiste Vrystaatse polisiebeamptes het hulle na die Henopsrivier gelei. 3 Bloemfontein se polisiekonstabels, Kebekulu Linda, Kiamoketswe Buys en Boipelo Senoge, word sedert donderdag vermis. Die Volkswagen Polo waarin hulle na Limpopo op pad was, is nog nie gevind nie. Die liggaam van 'n polisiebeampte is gister in 'n Renault Kangoo uit die rivier gehaal en Mate sê die polisie stel ondersoek in of die ontdekking verband hou met die vermiste 3 Bloemfontein se polisiebeamptes. Volgens Mate moet die 2 liggame wat vanoggend gevind is nog uitgeken word en kon dus nie bevestig of dit die liggame van die vermiste beamptes is nie. Die Kanadese eerste minister Mark Carney sê sy land sal nooit die knie buig vir die FSA nie. Hy het vandag die land se verkiesing gewen na 'n veldtog wat deur die volgehoue uitdagings en verhoogde handelstariewe van die FSA se president Donald Trump oorskadu is. Die leier van die liberale party het Trump veroordeel deur 'n boodskap van eenheid te stuur en beloof om almal wat Kanada as tuiste beskou te verteenwoordig. Carney sê die FSA soek Kanada se water, grond en hulpbronne, maar het herhaal dat die FSA nooit die land sal besit nie. Die leier van die konservatiewe party, Pierre Poilievre, het vanoggend sy nederlaag aanvaar. Dis die belangrikste nuus vir die dag. Dankie dat jy saam gekyk het. Groete tot later.